Liewe gemeente, ons is nog besig met die reeks, waar ons kyk na woestynlesse. Hierdie woestynlesse is vir ons baie belangrik, want terwyl Israel in 'n jong en 'n nuwe verhouding met God was, in 'n nuwe verhouding met God, dit was 'n nuwe ding hierdie, het God gekom en groot lesse vir hulle in die woestyn geleer. En hy het gesê, dis hoe ek wil hê, julle moet met my in verhouding staan. Dis die tipe verhouding wat ek wil hê. En baie keer maak Christendom raak baie moeilik. Ek dink ons maak dit vir onsself moeilik. Maar as ons weer gaan terugkyk na daai fondasie hoe verhouding tussen God en sy mense gebou is, dan kan dit vir ons weer bietjie, ek wil amper sê, ons idee van Christendom detox, bietjie skoon maak, suiwer maak, eenvoudig maak. Ons kan weer soos kinders raak. En besef, maar Christendom is maar eintlik net 'n verhouding met God. En is die mees belangrikste en die mees wonderlikste verhouding wat jy kan hê. So kom ons gaan kyk saam. Ek lees vandag Eksodus 17 vers 1 tot 7. Hierdie storieetjie, ek weet nie wanneer laas het jy hom gelees nie. Van julle kon hom dalk laas toe jy nog 'n kind was gehoor het. Ek wil klim weer soos 'n kind in hierdie storie in. Dink 'n bietjie aan wat eintlik hier aan die gang is. En geniet hierdie storie. Kom ons lees net die Bybel. Die Israeliete is van die Sinaï woestyn af weg en die Here het hulle gelei tot hulle by Rafidim gekom het. Daar was egter nie genoeg water vir die volk om te drink nie. Die volk het met Moses gestry, hulle het van hom geëis. Ons wil water hê om te drink, maar Moses het vir hulle gesê, waarom stry julle met my? Waarom tart julle my? Hulle was egter baie dors en het weer na Moses toe gegaan en teen hom uitgevaar. Waarom het jy ons kinders, ons vee uit Egipte laat trek om hier van dors dood te gaan? Moses het toe by die Here gegaan sobat. Wat moet ek met hierdie volk maak? Hulle gaan my sonder die minste aanmoediging met klippe doodgooi. Die Here het toe vir Moses gesê, vat die stok waarmee jy op die Nylrivier geslaan het, en gaan na die volk toe en vat 'n klomp van die oudste manne saam met jou. Slaan met die stok op die rots by Horeb. Ek staan daar en wag vir jou. Daar sal water uit die rots kom, dat die volk kan drink. Moses het toe die priesters net so gemaak, terwyl die oudste manne staan en kyk. Moses het daardie plek genoem Massa en Meriba, genoem want die Israeliete het daar met Moses rusie gemaak en hulle die Here uitgetart toe hulle gevra het, gaan die Here ons nooit ooit help nie? Gaan die Here ons nooit help nie? Hier's 'n paar wonderlike lesse in hierdie gedeelte. En kan jy net vir jouself indink? Wees 'n vlieg teen die muur, wees 'n kind wat daar staan en kyk hierdie spektakel. Niemand kry water nie, hulle is dors. Moses sê vir hulle, stap saam met my, ons gaan 'n ding doen. Imagine hoe stap hulle saam. Die oudste stap daar en ek dink hulle stamp mekaar, jy gaan nou vandag 'n ding sien. Moses gaan nou sy naam met 'n plank slaan. Of met die stok wat in sy hand is. Kan julle imagine it? Hier staan julle en Moses sê die Here gaan nou bring. Nou staan hulle voor 'n klip, daar's nie water nie, daar's nie reën nie, daar's nie donderwolke nie, daar is niks. Is in die middel van die woestyn met 'n massiewe stuk rots hier voor hulle. Wat sal in jou gedagtes aangaan? Het jy al die sê ding gehoor? Man, ons kan nie water uit 'n klip uittap nie. Dit al gehoor? Dit al gehoor? Wat van as ek vir jou sê met jou God kan jy water uit 'n klip uittap? Wat van as ek dit vir jou sê? Okay, so imagine hierdie scene hierso. Ek dink van daai oomies hou hulle byt hard op hulle valstande. Hulle weet nie wat hier gaan gebeur nie. En Moses vat daai stok en hy tref die klip. Hy slaan die klip. Die Bybel sê hy het hom geslaan. Die Here het vir hom gesê hy moet hom slaan. En daar kom water uit, maar nou moet jy vir jouself indink. Hoe lyk hierdie water? Is dit 'n druppeltjie wat net so een op 'n ander een drup? Wat se water kom hier uit? As jy vir jouself moet indink, die Israeliete was omtrent 2 miljoen mense wat deur die woestyn getrek het. 2 miljoen mense moet drink. Hulle vee, hulle livestock, alles moet drink. Dit was nie 'n druppel nie, mense. Daar moes 'n stroom
van lewende water uit daai klip uitvloei. En dit moes 'n rivier vorm. Kan jy dink as daar 'n put is, net 'n dammetjie water, as die klip loop en hy vorm net 'n dammetjie, hoe lank gaan die ry wees vir 2 miljoen mense om 'n emmer vol te skep? Jy gaan agter in die ry staan en doodgaan van die dors. Sal nie kan gebeur nie, so jy moet hierdie ding sien. Ek weet nie wat se prentjies in jou gedagte oor hierdie was nie. Maar daar het 'n rivier ontstaan uit hierdie klip uit. Ons weet waar het was, die tekens is daar. Ek kan vir julle wys, en volgende week gaan ek vir julle wys, want volgende week praat ons weer oor hierdie klip. Maar ons gaan baie dieper in hierdie klip in volgende week. So hier kom 'n rivier, en daai rivier moes sy pad gemaak het tussen die volk deur, dat die volk langs die kante van hierdie rivier kon drink. Dit moes 'n belewenis gewees het. En ek sou nie verbaas gewees as jy nou en dan 'n vis ook gekry het in hierdie rivier. Want wanneer God iets doen, dan doen hy dit ordentlik. Dink vir jou, wat is hier aan die gang? Oké, kom ons begin by die lesse. Wat leer ons uit hierdie gedeelte uit? So, ek lees net gou weer daai eerste gedeelte. Hy sê, Israel is van Sinaï woestyn af weg, en die Here het hulle gelei tot by Rafidim. Die het hulle gelei tot by Rafidim. Oké. Wie kan saam met my stem? As God jou lei, is dit 'n goeie ding. Stem jy saam met my? As God jou lei, is dit 'n goeie ding. Nou, ons sal almal saamstem dat om deur God gelei te word is nie 'n slegte ding nie. Hier in die woestyn leer God sy volk dat julle moet my volg. En hoe doen hy dit? Hy sê vir hulle, ek gaan 'n vuurkolom in die aand gee, 'n wolkkolom in die dag, en hy leer hulle basiese beginsels. Gaan waar ek julle vat. Jy slaan nie jou eie rigting in nie. Volg my, ek weet beter. God is die een wat môre kan sien, hy kan oormôre sien. Hy sien die einde van tyd. En hy wil vir hierdie kinders leer, eerste dag. Hy wil hulle leer. Ouens, as jy dit gaan maak in hierdie verhouding met my en jou, gaan hierdie verhouding so werk. Jy gaan my volg. En ek gaan jou vat waar ek dink jy moet gaan. Nee, nie waar ek dink jy, God dink jy weet. Ek gaan jou vat waar jy moet gaan. Romeine 8 vers 14 sê, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. So wat is God besig hier in die woestyn? Met hierdie jong volk, met hierdie volk wat met hierdie nuwe God werk, want onthou hulle, God was altyd die God van Abraham, Isak en Jakob, het was nooit hulle God nie, dit was ons voorvaders se God, aan wie hulle getrou gebly het. Maar nou raak hier 'n persoonlike verhouding, dis nie meer God van my voorvaders nie, dit raak nou my God, en hierdie God wys nou vir hulle, hoe stap ons 'n pad, en wat doen hy? Hy maak hulle sy regte kinders. Hy sê vir hulle, almal wat gelei word deur die Gees van God, hulle is kinders van God, volg my, julle word kinders, julle word my kinders. Is die beautifulste storie. God is besig om vir Israel sy kinders te maak. Wees gehoorsaam aan my woorde. Volg my woorde. Maar nou het ek 'n vraag, het jy al baie aan gedink? Hoekom moet ons God se wil volg? Ek gaan nie te diep daarin gaan nie, ek wil eintlik by iets anders uitkom, maar hoekom volg ons God se wil? Hoekom moet ons goeders doen heeltyd soos hy dink dit moet gebeur? Is God een of ander narcissist? Wat dit wil hê, hy wil heeltyd in beheer wees, hy wil heeltyd vir almal sê wat hulle moet doen, en ons grootste werk in die lewe is net om God gelukkig te hou, want ons wil hom nie kwaad maak nie. Daarom probeer ons net God gelukkig hou, ons probeer dit alles doen wat hy sê, dat hy net gelukkig is. Is dit, hoekom, het jy al gedink, hoekom doen ons goeie soos God wil hê ons moet dit doen? Hoekom volg ons hom? Hoekom laat ons nie ons eie pad in die woestyn nie? Ek wonder daaroor. Die eerste ding wat ek vir jou vinnig kan sê, is hoekom God se wil, hoekom wil ons doen soos hy doen en wat hy sê? Eerstens, toe ons geskape is, het hy gesê, kom ons maak mense na ons beeld. So ons is soos God. Ons is nie soos die diere nie. Ons is anderste. En in ons het God iets anderste geplant. En hier's 'n groot ding. God maak mense soos hy, dan wil hy hê ons moet leef soos hy, daarom volg ons hom. Maar hoekom? Dat hy met ons in verhouding kan wees. Dis waaroor dit gaan. God wil met jou in verhouding wees. Wanneer jy in sy wil is en jy's soos hy, kan hy relate met jou. Daar's verhouding. So die grootste ding is hoekom ons God se wil volg, is eerstens dat hy met ons verhouding kan raak en dat God in jou lewe kan betrokke wees. Die tweede groot ding is
Het jy geweet dat jy doen God se wil, nie vir sy beswil nie? Jy doen nie God se wil net vir hom nie. Jy doen dit vir jou. Die een wat jou geskaap het, jou gemaak het, die een wat jou beter ken as wat jy jouself ken, die een wat die diepste resesse van die mens, van jou, diepste resesse van jou hart, jou verstaan. Goed wat jy nie weet van jouself, jy weet dit. As God vir jou lei na 'n plek toe, is dit goed vir jou. Dis nie net vir hom nie. Ek kom baie keer by die jong mense, en dan leer idee dat om God se wet te volg, en God se wil te volg, is om my van te spoil. Is om my van te spoil. Sê ek vir jong mense, luister baie mooi. God se wette wil nie jou van spoil nie. God se wette wil vir jou baie meer van gee. In 'n matter of bietjie. God wil nie vir jou lewe wegvat, hy wil vir jou lewe gee. Mors jou lewe op, en kyk of jou van is dit. En ons weet, dat om so te leef soos wat Christus ons kom leer het, en om God te volg, is die beste moontlike manier hoe 'n mens kan leef, is die enigste manier ons ware vrede, ware vreugde kan beleef. Ons moet weerstaan daai gedagte, dat God se wet wil lewe wegvat. Nee, God se wet bring altyd lewe. OK, ek sluit daai deel af. Maar nou het ons 'n romantiese idee. Ons hoor dit op TV, evangeliste hou daarvan om te sê, just be in God's will and everything will be fine. Het jy al die prediking gehoor? Doen net wat die Here sê en alles sal goed uitwerk. Ons het 'n romantiese idee dat God se wil is altyd lei ons na waters waar rus is. Ons het 'n idee dat God se wil lei ons altyd na die beloofde land toe. Om in God se wil te wees is altyd 100% goed vir jou. Ons het hierdie konsep. En baie keer het ons hierdie teologie in ons harte, wanneer iets fout gaan. Jy is nie in God se wil nie. Het jy dit al gehoor? Kyk wat gebeur met jou. Jy sal 'n bietjie op jou knie moet gaan en gaan bid. Hoekom gebeur hierdie ding nou met jou? Het jy dit al gehoor? Het jy dit al gevoel self? Hier's nou 'n ding wat gebeur. As ek uit die wil van die Here uit, wat is fout vir my? Want dit kan mos nie so wees nie. Wanneer ek die Here volg, moet dinge mos reg wees. As ek gaan waar die Here my stuur, moet dit mos perfek uitdraai. Is dit regtig so? Kom ons gaan lees ons storie net weer een keer verder. Die Israeliete is weg van die Sinaï woestyn. Ons het dit gelees. Die Here het hulle gelei, so hulle het nie self geloop, die Here lei hulle, nee. Die Here het hulle gelei en het by 'n plek gekom met die naam Rafidim. Daar was egter nie genoeg water vir die volk om te drink. Wat? Dit kan ons nie wees nie. Wou, luister baie mooi. Die Israeliete het nie hulle eie koppe gevolg nie. Hulle volg die skepper van die hemel en die aarde. Hulle volg Jahweh, die groot ek is. En hy lei hulle na 'n waterlose plek toe. OK, wat doen dit vir jou evangelie en vir jou teologie? Kan dit wees dat ek God volg en ek eindig op by 'n plek wat nie vir my gemaklik is nie? Kan dit wees? Kan dit wees dat ek die Here volg en ek is dors? Kan dit wees dat ek die Here gevolg het? Ek het hierdie besigheid begin, ek glo hy het dit in my hart geplaas, en nou vind ek my op 'n plek waar dit nie vir my voel of dit goed werk nie. Kan dit die Here wees wat my hiernatoe gelei het? Kan die Here my nuus na toe gestuur het, en toe ek hier kom, ek het geweet hy stuur my, en toe ek hier kom, toe voel dit nie vir my of dinge, ek voel dors, voel of dit 'n waterlose plek is, voel nie of dit vir my werk nie. Wat is ons eerste reaksie gewoonlik, as ons moeilikheid kry? Ons dink ons volg die Here, en dan kom ons op 'n waterlose plek, dan sê ons, eerste reaksie, het ek reg gehoor? Het ek reg gehoor? Ek weet van julle ken my storie, maar ek onthou, ek en Karina, ons het by die Here gehoor om Knysna toe te trek. Ons was in 'n gemeente gewees op daai stadium, dink ek oor 2000 lidmate. Ons het die geboue gehad, wat klaar gebou is, so verlang ek na daai tye. Ons het kinderkerk gehad, ons het konferensiefasiliteite gehad, ons gesin was veilig, my lyf was net gebore, sy was 2 jaar oud. En die Here wys vir my en Karina op 'n unieke wyse
Hy praat in ons harte. Hy praat deur 'n vriend van buitekant af wat nie geweet het wat in ons hart aan die gang is nie. Ons kry 'n woord by iemand wat nie, ons het nie by hulle eers gehoor, ons het eers by die Here gehoor, maar 'n woord kom na ons toe van iemand wat glad nie weet waar ons betrokke is nie, en hulle woord, ek net vir julle deel, so net baie kosbaar vir my. Hulle stuur vir ons 'n boodskap en sê die Here vat jou van 'n dorre land af na groen weivelde toe. Toe die gemeente vir ons die huis bly waar ons wys kom wys waar ons gaan bly, toe sit in green pastures. Die Here vat jou na groen weivelde toe, ek kyk vir mekaar so, groen weivelde, ons het soos en daai boodskap het 'n halfuur voor ons by groen weivelde inry, het die boodskap weer gekom. Daar was geen twyfel in ons harte nie. My vrou om te getrek het uit sekonde uit, was 'n wonderwerk. Ek sê, Here, ek hoor wat U sê, ek ervaar dat U ons soontoe druk, maar jy deel met Karina. Want as ons daar kom, gaan sy sê, ek het haar oortuig. Ek wil nie daai vrou op my lyf hê as ek haar moet oortuig nie. Ek ry 'n 70 km fietsrit, ek praat met die Here, ek beklei amper met die Here. Toe ek al by die huis inry, my vrou sê vir my, trane, hy sê, kyk hierdie boodskap wat ek van 'n vriendin afkry. Sy weet nie waar ons nou is nie. Ek dink, is die Here wat my stuur. Ek dink die Here sê ons moet gaan, Jaco. Ek sê, Here, ek het nie gedink dit gaan so vanaand wees nie. Toe ons intrek, toe trek ons in 'n huis in en hy het 'n houtvloer en daar's 'n natterige gebou aan die onderkant van die houtvloer. En Milay raak siek. Haar longe pas nie aan nie. Hulle sê daar's 'n mold of iets wat die longe aantas. Julle, my kind raak siek, 2-jarige kind, Karina 7 maande swanger en Milay raak siek. Julle, sy raak so siek, nee, ek dink vir 7 maande, nee. Sorry, ek herinner my, sy was swanger. Vir 2-3 maande, hoe sy so? Haar longetjies kan dit nie meer hanteer nie. Sy hoes in die nagte so, dat haar liggaampie amper ingee. Ons is so bang, ons vat die kind dokter toe, die dokter sê vir ons, julle moet onmiddellik uit daai huis uittrek. Ons gaan aan die mense toe met 'n doktersbrief en sê, ons moet uit die huis uittrek, ons kan nie meer hier wees met hierdie kind. Sê nee. Ons sê, ons sal sorg dat julle 'n nuwe huurder kry. Hulle sê nee, julle kontrak moet julle volhou. Het was verskriklik moeilik. Ek kom by 'n gemeente in en ek onthou dat dit was nie maklik nie. Dit was nie maklik nie. Ek gaan nie daaroor uitbrei nie, was nie maklik nie. En ek onthou een aand, en hier's iets, ek deel nou regtig met julle iets bietjie intiem wat in ons lewens gebeur het. Ek en Karina druk op ons na 'n halwe maand. Ons kind word nie gesond nie. Dit is nie maklik in die gemeente nie. Ons verstaan nie wat die Here se plan is nie. En een aand onthou ek hier by 1 uur in die nag is ons nog nie in die slaap nie. En hier kom hierdie woorde van Karina af en sy vra, Jaco het ons reg gehoor. Jaco het ons reg gehoor. En weet, as 'n predikant wil ek nou onmiddellik al die skrifte uitpluk en vir sê, dis wat ons gehoor het, dis wat ons gehoor het, maar ek doen nie. Ek sê vir, kom sê jy vir my, hoe het ons by hierdie punt gekom? En kom ons gaan besoek elke ding wat ons glo die Here vir ons gesê het. Kom ons onthou hoe ons gevoel het, toe ons in daai nag sit ons tot laat in die nag in. Sit ons besoek elke geleentheid, onthou jy toe dit gebeur? Yes, toe dit gebeur, ja. Jy het dit in jou hart ervaar, onthou jy dit? Ja. Ek het dit gevoel, die Here het vir my dit gesê, onthou jy dit? Yes. Toe kom hierdie boodskap deur, onthou jy, ons gaan so deur. Vat 'n uur, ons gaan deur daai goed, ons sit voor die Here, ons sê Here, ons weet, U wil hê ons moet hier wees. Is okay, ons sal vat wat na ons kant toe kom. Ek onthou dit so duidelik soos daglig. Ek sal ook onthou hoe het ons baadjie verander daarna. Hoe het Milay se longe begin skoon raak. Die oomblik toe ons weet ons moet hier wees, maar wat is die eerste vraag? Wanneer jy God volg en hy lei jy na 'n plek toe en is waterloos. Dis dor. Dit los jou dors. Here, het ek reg gehoor. Ek wil vandag vir julle wys dat is soms God se wil dat jy by 'n waterlose plek eindig. Hierdie stories van neem vry met en klein met en sal net goed gaan met jou. Dit is nie altyd die realiteit van die Bybel nie. Soms luister jy na God, jy's gehoorsaam en jy's getrou. Wat is ons tweede ding wat baie keer gesê word? Het julle dit al gesê? Die volk kom by Moses, hulle stry met hom. Hulle sê, hulle het van hom geëis, ons wil water hê om te drink. Weet jy wat sê hulle? Dis nie fair nie.
Dit is nie fair nie, jy het al gesê, ek het die gevolg, ons doen alles wat jy wil hê, ons het ons hele lewe in Egipte agtergelaat, ons volg en nou lei jy ons na 'n plek toe waar daar niks is nie. Dis nie fair nie, dis nie reg nie. Weet jy, ek het 'n bietjie mooi gaan dink hieroor. Ek dink is wat ek ook sou gesê het. Kom ons dink. Hulle volg God, God lei hulle. En God vat hulle na 'n plek toe waar daar nie water is nie. Nou bly mooi, dink mooi saam met my. Is water 'n luxury, mense? Dis die woestyn. Daar behoort water te wees. Hulle moet kan leef. En dis vrae wat by my opkom. God lei hulle in die middel van die woestyn. Natuurlik het hulle water nodig. Dink julle God weet hulle het water nodig? Natuurlik. Hoe lank kan jy in 'n woestyn leef sonder water? Natuurlik is daar faktore wat moet ingetel word. Maar gemiddeld 3 dae, na 3 dae kan jy in lewensgevaarlike plek wees. Ek wil vir julle vra, is dit onregverdig wat die Israeliete vra vir water? Is dit onregverdig? Is dit te veel? Is dit te groot? Dink hulle net aan hulle self? Nee, ek dink ons almal sou gemou net vir water. Ek dink ons almal sou gemou net. Daar was geen water in die woestyn nie. Hoor wat sê hulle? Hulle sê aan Moses, hulle was egter baie dors, en het weer na Moses toe gegaan en hom uitgevaar. Waarom het jy vir ons en ons kinders en ons vee uit Egipte laat trek om hier van dors dood te gaan? Die Bybel sê, hulle was egter baie dors. Was egter baie dors. Sou jy nie dit ook gevra het nie? Waarom het Moses so kwaad vir hulle geword? Waarom het Moses kwaad geword? Is dit nie die mees eenvoudigste ding nie? Geef ons water. Maar Moses het vir hulle gesê, waarom stry julle met my en waarom tart julle die Here? Waarom? Waarom dink Moses dit? So met ander woorde, ons weet God is in beheer, ons weet God bring hulle hiernatoe. Wat wil God vir hulle leer en wat kan ek en jy vandag uit hierdie storie uitleer? Hier is 'n geestelike les vandag. Leer om God te vra vir wat jy nodig het. Maar is dit nie wat hulle gedoen het nie? Nee, is nie wat hulle gedoen het nie. Hulle het iets anders gedoen. Die Bybel sê vir my, hulle het van Moses, die Bybel sê vir my, hulle het van Moses geëis. Dis 'n ander woord. Hulle het van Moses geëis. Dis iets totaal anders. Weet jy, dit bring ons by 'n tema, het jy al gehoor van die woord entitlement? Entitlement beteken, alles kom my toe. Mense behoort vir my te gee wat ek nodig het. Mense behoort vir my ruimte te maak. Mense behoort my in ag te neem. Die dinge wat goed is wat met my gebeur, ek verdien het. Dis entitlement. Want dis nie waar hulle was. Hulle het nie van die Here gekom en sê, Here, kan nie asseblief in ons daaglikse voorsien? Kan nie vir ons water voorsien nie? Nee, hulle kom en hulle eis. Wat is eis? Dit beteken, iets kom my toe en ek wil dit vat. Hoekom is dit nie? Nou raak ek kwaad. En dit was 'n nuwe verhouding met hulle, maar ek dink hier is iets anders. Ek dink God wil hulle leer. Ek dink God wil vir my en jou leer. Vra vir my wat jy nodig het. Vra nederig, vra met eerbied, maar vra my wat jy nodig het. Ons hou nie daarvan nie. Ek en jy wil nie vra nie. Hoekom nie? Laat ons swak voel. Jy weet, van kleins af moet kinders vir ouers vra. En sodra 'n kind 'n bietjie groter word, en dan begin sy grootste droom om onafhanklik van sy ouers te word. Ek weet vir baie ouers hier is dit ook 'n groot droom dat my kind onafhanklik van my kan word. Ek weet dit. Maar dit is vir 'n kind 'n droom. Jy wil groot word, nê? En wat beteken groot word? Jy hoef nie weer vir ma en pa in die oë te kyk en sê help my betaal nie. Betaal vir my dit, gee vir my geld nie. Jy wil jou eie besluite kan maak. Jy wil jou eie geld en jou eie goeder hê. Want ek is groot.
Somehow dink ons volwassenheid beteken onafhanklikheid. Maar ek wil vir jou sê, in die geestelike wêreld werk dit nie so nie. Hoe meer jy groei in jou gees, hoe meer afhanklik raak jy van God. God is nie impres as jy jou eie geldjies maak nie. God is impres as jy weet daai geldjies kom van hom af. Is absolute afhanklikheid van God. En ek glo, Israel word gelei. God vat ons soms na droë plekke toe waar daar nie water is nie. Waarom? Hy hou daarvan. Net soos ek as 'n pa daarvan hou hy daarvan as sy kinders voor hom kom en sê, papa, kan jy ons help? Kan jy ons help? Hy geniet dit. Ouens, daar's vir my min dinge so lekker as my kinders by my kom en hulle vra my vir hulp. Hulle vra my vir hulp. In die week het Milay ek 'n love geskiedenis, die Tweede Wêreldgeskiedenis, die koue oorlog. Ek hou van daai geskiedenis. Ek ken ook die rolspelers, ek weet aangaan. Dit is vir my so lekker as hy sê, papa, jy moet nou kom verduidelik. Asseblief, ek verstaan nie, kom help my. Dit is vir my so lekker om my kind te kan help. Ek los waarmee ek besig is, ek sit op by die bank en ek help haar. Ek help haar. Dit is vir my lekker as ek by 'n winkel instap en my seun vra, hoe saggies praat. Dit is regtig lekker as hy my vra, papa, kan ek 'n sweet kry? En as ek dit kan bekostig, dan is dit vir my lekker om vir hom te koop. Daar's iets in 'n pa en in 'n ma se hart, hulle wil voorsien. Is jy so? Jy wil gee. Jy wil graag gee. En dan soms raak jou kinders ouer en dan sê hulle, ek hoor jy wil gee, maar moet asseblief nie gee nie. Ek het julle al vertel van ouma Tikkie. As ek haar gesien het, sy het niks nie. Sy besit niks nie. Maar as ek haar sien en druk sy, dit was toe daar die kleinste noot wat jy gekry het, was R2. Dan druk sy R2 in my hand. R2. En later jare toe moes sy R10, want dit is die kleinste noot, want sy voel sy wil 'n noot gee. Moes sy nou R10 gee. Sy kan dit nie bekostig nie, maar ek kon dit nie wegdruk van haar af nie, want die grootste begeerte was vir hom te gee. Hoe dink jy, as God my en jou so gemaak het, hoe voel hy om vir jou te gee? Hy wil hê jy moet hom vra, dis hoe hierdie verhouding werk. Dis nie my en jou design nie, dit was sy design. Hy sê, ek wil met jou in 'n verhouding wees. En ek wil hê jy my nie hoe kan kyk en my vra, en dan gaan ek vir jou gee, sonder om te verwyd. Die Bybel sê, jy vra vir God en hy gee aan jou sonder om te verwyd, want die vra is verhouding. Die vra is verhouding. Klein rukkie terug onthou ek kom Milan. En ek sien hy wil iets vra, maar hy's bang om te vra, want hy's bang ek gaan nee sê. Nou tiptou hy so rondom die ding. Sê ek, Boeta, sit stil en kyk my nou en vra my. Maar ek moes mooi daaroor dink, hoekom is my kind bang om te vra? Hy mag nie bang, ek mag nee sê, maar hy hoef nie bang te wees om te vra nie, want dis my lekker as hy vra. Dink aan jou verhouding met God, en God kom nie by Israel, hy lei hulle na 'n plek toe, en hy staan en wag, en sê, kom kyk wat gaan ek vir julle doen. Ek kan nie wag nie. Hier is 'n ding wat jy moet leer. God will never lead you to a place where he will not keep you. Hy sal jou nooit lei na 'n plek toe waar hy nie vir jou gaan voorsien nie. Hy sal nie jou lei na 'n plek toe en jou daar los nie. Israel het dit nog nie geweet nie. En God lei hulle na 'n plek toe waar daar niks is nie. En dan, wat weet ek en jy vandag? As God jou na 'n plek toe lei waar niks is nie, wat gebeur in jou hart? Jy raak opgewonde. Waarom? Want God is lus om te voorsien. God is lus om te voorsien. Hy wil vir jou voorsien, want dit is die grootste ding wat in jou geestelike lewe 'n impak kan maak. Ek sê vanoggend vir die orkes, dalk is die mees geestelikste ding wat jy vandag kan doen, is vir God te vra om te help. Want weet jy wat gebeur? Te veel mense leef op die wonderwerke van mense wat voor hulle gekom het, op die wonderwerke wat God in hulle leiers se lewens doen, en groot geestelike mense se lewe doen, maar hulle het nie 'n persoonlike repertoire van goed wat God al vir hom gedoen het nie. Ek onthou dit so mooi, toe Israel eerste keer deur die Rooi See is, toe sê hulle het nou begin glo. Maar hulle het nog nie begin glo, die geloof is nog nie volmaak nie. God het vir hulle weer gehelp by Mara. Toe lei hulle na die 70 fonteine toe, en toe kom hulle by Rafidim, en hy vat hulle na 'n plek toe waar daar niks is nie, en sy grootste begeerte was, nie dat hulle moet eis nie. Dis lelik. Dat hulle op hulle knie val, nederig, sê Vader, ons het U weer nodig. Ons weet U weet wat ons nodig het, en ons vertrou U gaan vir ons voorsien op die regte tyd. Die geestelikste ding vir jou vandag, gaan op jou knie
en vra God om te help. Ek dink, dis hoe God se verhouding met jou wil wees. Hy wil daagliks met jou kommunikeer, betrokke wees in jou lewe. Moenie verras wees as God jou lei na 'n plek waar daar droogte is nie. Raak opgewonde. Waarom? Want hy wil voorsien. Hy wil voorsien. En nie net finansiëel, hy wil voorsien vir jou emosies, vir jou geluk, by jou werk. Hy wil voorsien vir jou in jou verhoudings. Hy wil betrokke wees in elke dimensie van jou lewe. En ons het hierdie ding, ons wil hom nou vra, dan wil ons sê hy moet voorsien vir die res van die tyd. Nee, hy wil vir jou net genoeg gee vir vandag, dat jy môre weer vra. Dan is vir hom lekker. Dit is vir hom lekker. Kom ons buig ons hoofde. Wil jy 'n kans vat? En jou vertroue op hom plaas? Wil jy hom vra om te kom help? Dit is dalk die nommer 1 ding vandag wat jy kan doen. Vra hom om te help. Daar aan die begin van sy verhouding met Israel, waar hy vir hulle hierdie ding leer, wil hy my vra. En dan wil ek hê jy moet dankie sê. En ek wil hê jy moet bly wees. En ek wil hê ek en jy moet rapport bou. Jy vra, ek voorsien. Saam as ons bly. Dit is die verhouding wat ek met jou wil hê. Vertrou my. Toets my. Vra en kyk of ek hierdie sluise van die hemel oor jou sal ooptrek. Kan jy vir jouself dink, as Israel by Rafidim gekom het en daar was 'n groot watergat en hulle almal kom net drink, sou daar iets gebeur het met hulle verhouding met God? Nie naaste by, soos die dag toe hulle 'n klip sien oopkraak en 'n stroom van lewende water uitvloei. Stroom van lewende water uitvloei. Hoe het hulle gegroei? God wil hê dit moet in jou gees gebeur. God wil hê vir Kaleidoskoop moet dit met ons kerkbouprojek gebeur. Ons vra hom. Ons eis nie. Ons staan nie op ons regte nie. Ons het geen regte nie. Ons vra hom. As jy daar by die huis sit en jy luister hierna, wat is die ding wat jy vandag vir God kan vra? Hy wil betrokke wees in jou lewe. Die Bybel het 'n mooi ding, ek sê dit in Engels, God is willing and able to help you. He's willing, hy wil graag en hy's in staat om jou te help. Vra hom, hulp. Amen. Liewe gemeente, baie dankie. Dankie dat julle saam gekuier het. Ons dink aan almal wat hierdie boodskap kyk en vir julle wat dit later gaan kyk omdat julle spesimola was, mag hierdie woord julle seën. Daar's lekker koppie koffie daar agter en geniet julle dag. Baie dankie.